Here, wanneer ons na lewe kyk, na die lewe om ons, Vader, dan besef ons opnuut dat uit onsself uit kan ons niks doen nie. Maar Here, uit U tot U, deur U, en nie die feit wie U is alles moontlik, Vader. En Here, ek bid dat, soos wat ons vanoggend U woord lees, soos wat ons vanoggend skrif lees, Vader, dat ons sal besef wat dit is, wat U woord ons leer, wat dit is om te transformeer. Nie om dieselfde te bly dag na dag, maand na maand, jaar na jaar nie, maar toe te laat dat U in ons werksaam is, Vader. En ek bid, Here, dat U die woord vanoggend vir ons lewend sal maak. En ek bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. My boodskap vanoggend, God se woord transformeer. God's word transforms. Wie van julle, of kom ek sê so, jy het al seker deur 'n dorp gery wat jy lanklaas besoek het. Wie van julle het 'n dorp deurgery wat jy jare terug deurgery het? Wat sê? Hier is so een of twee. Dan moet ek nou maar vir die ander probeer help verduidelik. Wanneer ek deur 'n dorp ry, wat ek lanklaas deurgery het, dan kyk ek altyd wat het gebeur in hierdie dorp. Lyk alles nog dieselfde? Of lyk dit anders? Is die gebou wat ek gesien het, wat so half geverf was, nog steeds so? Of is hy al mooi gemaak? En dan besef ek, baie keer sal jy deur 'n plek beweeg, en dan het daar geen verandering plaasgevind nie. In ander gevalle het daar verandering plaasgevind. En dit is dieselfde met ons as mens. Ons stap 'n pad met die Here. Ons lees sy woord gereeld, ons bid gereeld. Maar wanneer jy met mense gesels of met mense te doen kry, kan jy gou besef of hulle op dieselfde plek geestelik is en of daar verandering plaasgevind het. Jy sal agterkom soos wat jy met hulle praat. En soms het daar verandering plaasgevind in mense, soms het daar geestelike groei plaasgevind, maar soms het daar ook nie. Sometimes they stay the same. Baie keer leef mense net om te oorleef. Many times people live just to survive. Just to see the next day and the next day and the next day. But what is the word of God saying to us? What do we need to do? Because we can read the word, but this can just be a book. Like I said 2 weeks ago. It can just be a book that I read. Or it can be the book that I read. This needs to be the most important book on your shelf. Die mees belangrikste boek op jou rak. Your perspective in how we see things, our perspective in how we see things does not come through our environment, but in how we allow the environment of our life to affect us. What we read needs to affect us, not things around us. Nie dinge van buite nie. 2 Corinthians 3 verse 18. But we all,
with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. So what the scripture is saying, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed. For me, as I read the word, something must happen. And as we go on with the scripture, into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Goed, laat dit eers daar. Wie ken 'n seiwurm? 'n silkworm. Wie weet van 'n seiwurm? Wie van julle het seiwurms gehaat of het seiwurms? Ons almal. So 'n witwurm. So 'n dik witwurm. En wat vreet hy? Moerbyblare. Wat sit in Engels? Mulberry leaves. Dit is wat hy eet, daai seiwurm. En ek weet, ek het van hulle gehad, Sonja het van hulle gehad, toe ons kinders was. Is daar van julle wat hulle huidiglik het? Niemand nou nie. En wat het ons gedoen? Ons het sulke vormpies uitgeknip, op karton. Haartjies. Want hy moet vir my 'n haartjie spin. Hy seiwurm moet vir my haartjie spin, want ek wil hom vir iemand gee. Maar daai wurm het net 'n sekere leeftyd gehad. En sy doel was om te spin en dan 'n kokon vir homself te spin. Nee, hy moes vir hom 'n kokon spin. Hoekom? Want iets het daar plaasgevind. Iets het plaasgevind wanneer daar 'n kokon gespin was. Daai seiwurm het, the silkworm went into this cocoon. What's a cocoon? A cocoon. I know, just joking. A cocoon. It goes in there and then something happens with the silkworm in this cocoon. Can you and I see what is happening in that cocoon? No. We don't know what is happening in that cocoon. But something is happening there, because at the end, does the worm come out again? No. Something else comes out. A what? A butterfly comes out of that cocoon. So something happened where the eye can't see. Where we can't see what is happening. Transformation took place. And the word transform comes from the Greek word metamorpho. Metamorpho. And when the silkworm is within this cocoon, metamorpho takes place. Transformation takes place. And a butterfly comes out and it lives for how long? Vir hoe lank leef hy? Skoenlappertjie. Amper reg. Marika sê 3 weke. Wie wil nog 'n kans vat? Hy leef vir 8 dae. In that 8 days, he had a task, a purpose to fulfill, to reproduce again. And then he dies. That's what this silkworm becomes, and the butterfly. And the whole process starts all over again. And that is what the word
of God needs to do to us. The written and the prophetic word of God, this book that we read, that we study, that we pray over, that we pray in, needs to transform us from within. Dit moet transformasie in ons laat plaasvind. Dit moet soos voedsel vir ons siel wees. Dit moet kos wees vir ons siel. It needs to bring a revelation from within us. And when things happen on the inside, we see it on the outside. Dit begin nie eers aan die buitekant nie. Maar dit moet eers binne begin. En dan vind verandering plaas. And the nature of Christ likeness is when our body parts, our outer nature, our personality can become an expression of the inner life. That what is happening with inside, like the silkworm within the cocoon. Matthew 5 verse 6, Jesus says, blessed, joyful, nourished by God's goodness are those who hunger and thirst for righteousness, for those who actively seek right standing with God. For they will be completely satisfied. Not just a little bit, they will be completely satisfied. So Jesus sê, ons honger moet na hom wees. En soos wat ons honger vul of eet van sy woord, so sal ons versadig word. En weet jy, baie keer gebeur daar dinge in ons lewe fisies. Baie keer is daar aptyte van die vlees wat aandag soek. En baie keer is ons honger na vergelding. Baie keer is ons honger aan twis, eensaamheid. Hunger that eats away our destiny, that eats away our purpose and life. And as we draw to the Word of God, we will drive that away. Ons kan nie terselfdertyd deur die Heilige Gees gelei word en deur die vlees nie. Ons kan nie. Ons kan nie deur albei gelei word nie. God maak ons honger na geregtigheid. Dis wat hy doen. Honger na hom, sodat ons vervulling in hom is. Nie in dit wat om ons gebeur of om ons plaasvind nie. En om gelykvormig te wees is om by ons omgewing te kan aanpas. Om daar te kan funksioneer. En baie keer word ons lewens verander deur die omgewing, deur situasies, maar ons moet dit nie toelaat nie. Dit wat van buite afkom, moet ons nie kan verander nie. Ons moet kan vasstaan in Christus, in Jesus. Romeine 12 vers 2. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevalle en volmaakte wil van God is. Nie my wil nie, die volmaakte wil van God. Ja, maar Here, ek wil dit en dit en dit doen. Dit is wat nou voor my staan. Dit is wat ek wil doen. Nee, wat is u wil, Vader, in die situasie, in die omstandighede, in dit wat ek nou mag deurgaan? Wat is u volmaakte wil vir my? Al is dit nie lekker nie. Al trek het soms so 'n bietjie aan ons liggaam, aan ons vlees. And transformation must happen in our minds. We must be transformed within our minds.
And that means to be changed into another form, to be renewed, completely changed. Not for the worse, but for better. Wat vir my baie keer hartseer is wanneer, en ek dink van julle het dit ook al deurgekom, jy kan hê iemand wat, as jy 'n besigheidsman is, mense wat vir jou werk, as jy 'n boer is, ouens wat vir jou werk, as jy 'n maatskappy is, in maatskappye is daar posisies. Jy het mense wat saam met jou werk, jou kollegas. In die bediening is daar mense wat ons sien. En jy kan dalk alles in 'n persoon ingesit het, jy die pad gestap en so aan, en op die einde van die dag hulle eie mind gekies. En dan is die vraag, maar hoekom, Here? Ek het hierdie ou vertrou. Ek het hierdie ou vertrou met alles in my besigheid. Ek het hierdie ou vertrou in my boerdery. Ek het hierdie ou vertrou, dit is 'n kollega. Maar kyk wat het hy gedoen. Kyk wat het sy gedoen. We need to have the mind of Christ. Ons het 'n wonderlike verstand wat die Here vir ons gegee het. Ons gebruik hom net altyd nie so wonderlik nie. Want daar's die heeltyd hierdie geveg tussen die gees en die vlees aan die gang. My vlees wil dit doen, maar my gees sê anderste, die gees van God sê vir my anderste. So daai geveg is die heeltyd aan die gang. My wil teen God se wil. Here, maar my vlees sê ek wil dit doen, maar U sê ek moet dit doen. Wat van iemand wat op 'n siekbed lê? Wat van iemand wat dalk kanker het en op sterwe lê? Here, ek wil genees word. Here, ek wil gesond word. Kom genees my asseblief. Dis my wil. In dit, wat is U wil? Al is dit hoe moeilik. Al is dit hoe moeilik. Wat is U wil? What is your will? En in dit het ons die geleentheid om nie toe te laat dat die omgewing van buite ons verander nie, maar ons verander die omgewing buite, van binne. Van dit wat in ons gees is. Dit wat in ons gees is. En in daai proses word ons leeggemaak van onsself. As we go through the process of being emptied out, every revelation, everything we have done does not mean anything anymore. What you have done last week, what you have done last month or last year, doesn't matter anymore. My life, when I gave it to Christ, that day matters. But what I've done in between till where I'm now also matters, but the things I haven't done for Christ don't matter. The things that I do must come and be alive within me for Him. Every day, every week, new things must come forth. Ek kan nie op laas jaar, dit wat daar gebeur het roem nie. Die Here soek iets vars, wil iets vars in my doen vandag, môre. Dit wat ek vandag met iemand bespreek het, of gister met iemand bespreek het, is klaar, is verby. Is 'n nuwe dag. Ek het die geleentheid om vandag weer iets te bespreek met 'n persoon. And as we go through this process of emptying out, every empty process bring a deepening process within us. A deeper revelation of who God is as I study His Word, as I read His Word. Want soos ek sy woord lees, so kom haar lewe na vore. En ek vertrou dat die woord in my gees iets vars sal openbaar. Maandeliks, jaarliks, daagliks, weekliks. Iets vars
in my openbaar. The level of God in my life and in your life cannot deepen if we don't study God's word and let Him change us. Change us, transform us into what He wants us to be. 1 Kings 19 verse 7, and the angel of the Lord came back to the second time. Okay, before I read this word, remember the angel of the Lord said to Elijah? We will read that part. And the angel of the Lord came back the second time and touched him and said, arise and eat, because the journey is too great for you. We need the word to carry on our journey. Ons het die woord nodig as kos vir ons siel, om staande te bly, om krag te hê, om kragtig te wees vir hom. Want soos wat ons deur seisoene gaan, en elkeen van ons gaan deur 'n seisoen, net soos ons kyk, dit wat besig is om ons te gebeur. Ons is nou op die oomblik amper klaar met die plantseisoen. Dan is dit die seisoen waar groei moet plaasvind. So daar is seisoene in ons lewens, soos daar ook geestelike seisoene in ons lewens, wat ons die Here vertrou voor, en wat ons deurgaan. So ons gaan deur seisoene, ons gaan deur omstandighede, en in dit het ons innerlike krag nodig, en die salwing van die Here, ons kry dit net by reading His word, by studying His word. That's where we get it. Dit help nie, ons gaan van een byeenkoms na 'n ander byeenkoms, ons ry agter mense aan om dinge te sien, dinge te beleef, herlewing by herlewing, maar ons lees nie die woord nie. Weet julle wat gebeur dan? Ons kry informasie, maar dit vernuwe nie ons gees nie. It's just information. Oh, this is a new thing. Wow. Okay, now I carry on with my life. And it doesn't change us. The word of God changes us as we read it. And like I said 2 weeks ago, let the word read me. Let it read me. So as I read it, change must come within my spirit, in my soul. That's where change comes. Daar's 3 vlakke van God se wil. 3. Ek gaan kortliks net daaroor praat, dan gaan ek eindig. Dis sy goeie wil, sy aanvaarbare wil, en sy volmaakte wil. It's His good will, His acceptable will, and His perfect will. 3 levels of God's will. The good will is like a child coming to the father and ask him something. For instance, can I clean the garage? Ek dink enige pa sal sê, ja asseblief, maak die garage skoon. That son comes to the father, ask him, I want to do something for you. I want to clean your garage. And the father will let him do it. It's a good thing that he's doing for his father. It's a good thing coming, asking him, can I clean the garage for you? And many times people just want to please God by just doing things. And that's not bad. We can do things for Him. But that's the only thing they want to do. And by that they want to please Him. But that's not the perfect will of God for me. That's not the perfect will of God for your life. En dis jammer dat baie nie verder as dit groei nie. Solank ek net doen, is dit reg. Ek hoef nie diepte te kry nie. Ek hoef nie my gees te nourish nie. Dit is wanneer ons in sy goeie wil is. Nou sy aanvaarbare wil beteken om wel behaaglik te wees.
dat God kan sê, dit wat jy gedoen het, is goed. En weet jy, 'n goeie voorbeeld in die Bybel, soos wat ons, weer eens die woord, 'n goeie voorbeeld is Rebekka. As ons na Rebekka se lewe kyk, sy het na 'n put gegaan om water te gaan haal vir haarself. Maar terwyl sy besig was om water te gaan kry, voor dit het Abraham vir sy getroue dienaar Eliezer opdrag gegee om vir sy seun Isak 'n vrou te kry. So hy moes kyk wie is geskik om 'n vrou vir Isak te wees. Dis iets wat hier agter my hoep. Maar hy het gekyk dat om 'n vrou vir Isak te kry. Kom ons lees Genesis 24 vers 14. Laat dit nou tog gebeur, as die dogter aan wie ek sal sê, hou tog jou kruik, dat ek kan drink, antwoord, en dis haar antwoord, drink en ek sal ook u kamele laat drink, dan is sy dit wat u bestem het vir u diensknegt, Isak. Baie interessant. So daar's 'n spesifieke opdrag, daar's iets spesifieks gesê van wat gevra moet word en hoe daarvan die ander persoon, Rebekka in hierdie situasie, hoe sy moet antwoord. En dan as jy aanlees in vers 18 en in vers 19, dan het Rebekka die presiese woorde, het sy geuiter, toe sy vir hom daar sien. En sy het vir Eliezer gesê, maar ek sal nie net vir u gee nie, ek sal ook vir u kamele gee. Presies die woorde wat Abraham gespreek het, dit wat hy moet vra. In dit het die Here haar verstand kom vernuwe. Soos wat sy gedoen het, dit wat van haar verwag was. Eliezer moes kyk of sy aanvaarbaar en waardig was om Isak se vrou te word. Dink aan as jy vir jou seun of vir jou dogter 'n man soek. En jy gee iemand opdrag en sê, doen die volgende. Want hierdie is nie 'n storie nie, dis 'n realiteit. Soos wat Reniel vanoggend gesê het, dis nie stories nie. Hierdie is realiteit, dit is wat gebeur in die woord. Dit was 'n werklikheid, dit wat gebeur het. Deurdat sy water vir hom en die kamele gegee het, was sy aanvaarbaar gevind om die vrou vir Isak te wees. The acceptable will of God means well done. Die aanvaarbare wil van God is goed gedoen. And in this we can't give up. We must finish what God has placed in us. That what He has placed in front of us to do in order to have a new opportunity in life. A new opportunity in Him. Our fulfillment in His Word. Our fulfillment in Him. Not in anything else. So when we are in God's good will, it pleases Him. When we are in His acceptable, it means well done. And then we come to His perfect will. And that means to bring it to an end, to finish it. To finish it, to be full grown, to come into full age. That's what it means. And the perfect will of God is not what we do. The perfect will of God is not what we do, but the relationship that we have with the Father. The relationship we have with our bridegroom, Jesus Christ. That's the perfect will of God. 1 Peter 1 verse 23.
For you have been born again. That is, reborn from above, spiritually transformed, renewed, and set apart for His purpose, not of seed which is perishable, but from that which is imperishable and immortal. That is through the living and everlasting Word of God. What a powerful scripture. I can minister on this scripture a whole sermon. Jy kan jou naam daar insit. Anton, Thys, Jakobus, Tracy. So kan jy gaan. En jy kan jou naam daar insit en sê, you have been born again. Reborn from above, spiritually transformed, geestelik getransformeer. Dit is wat hierdie skrifgedeelte sê, vernuwe en eenkant gesit. Vir die wêreld? Nee, vir Jesus. Vir hom, vir jou bruidegom. Is jy eenkant geplaas? Ja, die aanslag kom, alles gebeur rondom ons, maar Here, U het my eenkant gesit. Ek is in U. Daai kokon van die suiwerm, dis waar alles gebeur, dis waar U besig is om my sterk te maak, dis waar U besig is om my heel te maak. Soos wat ek, die suiwerm in die kokon is ek in die woord. Hierdie woord beskerm my. Hierdie woord, Here, ek is in hom, en U verander my. And then, we will see it on the outside. We will see life on the outside. So kom daar transformasie in ons plaas. So vind daar transformasie in ons plaas, soos wat ons die woord van God bestudeer, soos wat ons hom lees, maar nie net om te lees nie, maar om te lees en om toe te laat om my te lees en my te transformeer. Soos wat ek hierdie laaste gedeelte gelees het in 1 Petrus 1:23, wil ek hom net in die Afrikaans ook lees. Want julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. So sy woord bly tot in ewigheid. En soos ons God se woord lees en inneem, dit wat ons lees, word ons verstand vernuwe, vind daar verandering plaas, vind daar transformasie plaas in ons gedagtes en in ons gees, of nie. God's perfect will transforms us. It transforms us in that what He wants us to be, as we read His word. God's perfect will change that how we think and how we see things. And His perfect will has no defect. None. God's perfect will makes us a better reflection of His nature. A reflection of who He is. En ek wil vir jou vra, voordat jy vandag die brood neem en die beker neem, wil ek vir jou vra om selfondersoek te doen. Introspeksie, die ander woord. Vir jouself te vra, lees ek God se woord soos ek moet? Laat ek toe dat hy my verander? Of bly ek dieselfde al het ek sy woord gelees, al het ek sy woord bestudeer? Laat ek toe dat hy my verander? Is the word of God food to me? Is it food to me? And not just information. To say, I know this. But let it change me, nourish me, sustain me.
Does it bring forth a revelation within me? A revelation of who He is. Leef ek in die perfekte wil van God vir my lewe? Here, ek wil vir U dankie sê, Here, dat U woord vir ons 'n lewende profesie, 'n lewende woord is, Vader. Here, dankie dat U U woord gegee het, sodat daar transformasie in ons gees kan plaasvind, Vader. Here, soos wat die seiwurm leef om sy te spin en op die einde 'n kokon te spin waar hy agter 'n kokon waar geen oog kan sien, Here, getransformeer word, Here, sodat hy kan uitkom en dit wat uitkom 'n skoenlapper is, Vader, wat 'n taak het vir 8 dae om te vervul. Here, wil ek vir U vra dat U vir ons 'n liefde vir U woord sal gee soos nog nooit tevore nie. Here, dat ons nie deur omstandighede van die wêreld, deur omstandighede van mense, dit wat mense sê of mense dalk mag doen, verander word nie, Here. Maar Here, dat ons ook soos die seiwurm in die kokon gaan, ons in U woord, that we will go in your word, Father, spend time in your word, so that when we come out of spending time in your word, we'll be changed from within. And as we are changed from within, we will see it on the outside, Father. As you spiritually transform us, as you renew us, as you set us apart, as your word says, Lord. Let the word, Father, your word, spiritually transform us. Let it renew us, and let it set us apart for your purpose sake, Father. Here, dankie dat U U woord vir ons gegee het. Dankie dat U woord lewend is. Dankie dat U woord ons transformeer om meer en meer soos Jesus te wees. Om ons denke, ons gedagtes, ons idees te vorm, te verander, sodat dit U sin sal wees, Vader. En ek bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Amen.